Goeiemôre gemeente. Dis so lekker om te sien hoe die kerk weer besig is om vol te raak. Ons stoeltjies is nog maar 'n bietjie ver uit mekaar uit weens omstandighede en dan lyk die kerk nou natuurlik baie. Ek moes eers die knoppie gedruk het. Ek vra om verskoning. Nee, dit is lekker om te sien hoe die kerk besig is om vol te raak. Ons sit die stoele is 'n bietjie ver uit mekaar uit en nou lyk die kerk ook voller. Maar dit is vir my 'n groot vreugde om vir u vanmôre hier te sien. Geliefdes, ons weens die omstandighede in die wêreld op die oomblik, hoor ek en lees ek dat die mense, die wêreldbewoners besig is om dieper te dink oor sake. Hulle begin dink oor die mense bestaan, wat die betekenis van alles is. Nou ons is dankbaar dat ons weet dat ons in die Here behoort en dat ons sy uitverkorenes is, dat ons sy kinders is en dat hy met ons 'n verbond gesluit het en vanmôre se prediking gaan dan ook oor die verbintenis wat die Here met ons gesluit het. Kom ons word stil voor die almagtige God, ons maak ons oë toe. En dan wanneer ek amen sê, dan sing ons ons wydingslied Gesang 22 en ons sing daar die eerste en die tweede verse. Gesang 22, die eerste en die tweede verse. Kom ons buig ons hoofde voor ons almagtige God. Amen. En die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat weer kom, die Almagtige. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God die Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl jy so staan, ons lofsang, Gesang 48, en ons gaan daar die eerste en die 5de verse sing. Gesang 48, die eerste en die 5de verse. Ons verwag die wederkoms van ons Here Jesus. Dit is ons troos en dit is ons vertroue. Maak nie saak wat gebeur in die wêreld nie.
maak die saak hoe die wêreldsomstandighede lyk nie. Ons weet dat ons aan die Here behoort. Hy het met ons 'n verbond gesluit. Ons behoort aan hom as sy kinders. Gemeente, ons gaan Psalm 119 vers 63 sing, nadat ons die wet gelees het. Ons sing dit tot daardie die tweede melodie. Psalm 119, die 63ste strofe, een wat vir my baie mooi is. Die Here, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. En dan, na ons geloof bely het, ook as ons geloofbelydenis, Gesang 125, die eerste en die tweede verse. Gesang 125, die eerste en die tweede verse, as skuldbelydenis. Broer en suster, die wet van God, die 10 gebooie, is nie maar net iets waarvan ons so terloops kennis neem as 'n interessantheid nie. Iets wat nie eintlik meer op ons betrekking het nie. God sluit met sy uitverkorenes 'n verbond en hy gee aan hulle die belofte dat hy vir hulle 'n God sal wees. Maar hy eis ook van ons bekering en geloof en gehoorsaamheid. Ons bepaal nie self wat die norm van ons gehoorsaamheid moet wees nie. God bepaal die mate van ons gehoorsaamheid en dit is volgens sy wet. 'n Mens kan dit nie omseil nie, jy kan dit nie afskaal nie en jy kan nie daardie dinge in sy wet wat vir jou onaanvaarbaar is, maar uitskakel nie. Luister na die wet van die Here, soos wat God dit self vir Moses gegee het, sy vinger op die kliptafels geskryf het, en soos wat die Heilige Gees dit vir ons oorgelewer het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
susters, dank die Here dat hy ons oortredinge vergewe, wanneer ons so dikwels faal in gehoorsaamheid. Ons gaan vanmôre lees van Abraham, en hoe God met hom 'n verbond gesluit het. Hoe Abraham 'n uitverkorene van die Here was. Maar Abraham was ook 'n mens, en hy het so dikwels gefaal, maar vergifnis gevind in die oë van die Here. Die Here verseker ons in sy woord van die vergifnis van die sonde en die ewige lewe, wanneer ons met 'n opregte geloof en 'n ware berou ons toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus. In Johannes 1 vers 9 lees ons, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer ons nie na Christus wend nie, en maar net volhard in die sonde, verwerp ons die Here se genade, en dan verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op ons bly. Gemeente, as gelowiges, kom ons bely hierdie geloof van ons, die ontwyfelbare geloof in God, en ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en u bely dit vanoggend met oortuiging in die harte saam met my as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Saam. Almagtige, genadige God en Vader, ons dank U dat ons in 'n besondere genadeverhouding met U kan staan. 'n Verbondsverhouding wat U soveel jare gelede reeds met Abraham gesluit het, en deur ons Here Jesus 'n testament in sy bloed gemaak het, bloed geword het, waarin ons ook deel, en waarvan ons ook deel is. Ag tog, Hemelse Vader, gee vir ons deur U Heilige Gees die genade en die krag om getrou te bly en gehoorsaam te bly. Om dit wat U van ons vereis, om dit te doen en te gee. Hemelse Vader, seën vir ons vanmôre in hierdie erediens, hier waar U verbondskinders bymekaar is, dat ons U woord sal hoor en dat ons dit ter harte sal neem, en dat dit ons sal vertroos, en dat dit vir ons moed sal gee,
om die toekoms tegemoet te gaan, om die donker wêreld, die donker toekoms in die wêreld in te gaan, vas vertrouend op U, wat in beheer is. Lei vir ons in die woord, Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Lyk my die batterytjie is weer besig om probleme te gee. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom daaruit Genesis 12. En ons gaan net die eerste 4 verse lees. Ek het gesê die eerste 3 verse, maar ek sien, miskien moet ons maar die 4de vers ook lees. Genesis 12 vanaf vers 1 tot vers 4. En dan gaan ons 'n spreekvers neem, Johannes 15 vers 16. Genesis 12 vanaf vers 1 tot vers 4. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Sover het Genesis, dan lees ons daar uit Johannes 15 vers 16. Die Here Jesus sê, julle het my nie uitverkies nie. Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra, dat julle vrug kan brei en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om te gaan vrug dra en dat julle vrug kan bly. En dan is die tema van die prediking vanmôre, broer en suster, God sluit 'n kragtige verbond. God sluit 'n kragtige verbond. Broer en suster, in hierdie eerste 4 verse van Genesis 12 kry ons die basiese onderbou van die hele evangelie. Hier lees ons van roeping en van seën en van gehoorsaamheid. Hierdie is die elemente van die hele verbondsverhouding waarin ons met die Here staan. Die afgodedienaar Abraham, wat nie die ware God geken het nie, is geroep en 'n opdrag gegee, iets wat hy moet nakom, en hy ontvang God se beloftes van seën. Ons moet duidelik daarop let, ook uit ons teksvers vanmôre Johannes 15, dat dit God is wat met die mens 'n verbond sluit. En die Here het aan Abraham gesê. Nie Abraham het aan die Here gesê nie, inteendeel Abraham het die Here nie eens geken nie. God het hom neergebuig na Abraham toe. En net so het God in sy seun Jesus Christus hom neergebuig na ons toe. Ons word nie gered deur beloftes aan God te maak nie. 'n Mens hoor so dikwels dat iemand spog, ek het besluit om Jesus Christus aan te neem as my verlosser en saligmaker, en toe het ek hom beloof dat ek hom sal dien. Erger nog is die man wat dink dit sal hom dalk loon om God te dien, en dan na God toe gaan en sê, as u dit of dat vir my sal doen, dan beloof ek
om U te dien. Nee, ons word gered deur God se beloftes aan ons aan te neem. Dit was God wat so genadiglik sy verbond met Abraham gesluit het, en Abraham kon reageer daarop met geloof en gehoorsaamheid. So word dit dan ook in Hebreërs 11 vers 8 tot 10 vir ons duidelik gemaak. In Romeine 10 vers 17 lees ons dat ware geloof uit die gehoor is, en die gehoor is uit die woord van God. God het met Abraham gepraat en vir hom gesê wat hy vir hom sou doen en deur hom sou doen. Indien Abraham op hom sou vertrou en aan hom gehoorsaam sou wees. Maar nou is dit ook so dat daar baie mense is wat die woord van God gehoor het deur die verkondiging daarvan deur sy uitverkorenes, maar wat dit nie wil aanneem nie. Ek het verlede week vir u vertel van die betoger daar in Amerika, een van daardie LGBT mense, daardie afkorting staan vir lesbien, gay en transgender. Ek wil dit nie eens probeer vertaal nie. Wat met 'n plakkaat betoog het waarop daar staan going to hell and proud of it. Sy het gehoor dat daar verlossing is van die hel in Jesus Christus en dat dit 'n totale lewensverandering van 'n mens verg. Iets waartoe sy heel duidelik nie bereid was nie. 'n ander persoon besig met 'n ander betoging, ek weet nie of dit 'n Black Lives Matter of wat se betoging dit was nie, het daar rondgestap met 'n T-hemp aan, met 'n afbeelding hier op die T-hemp, is 'n swart T-hemp met 'n afbeelding van 'n snippermandjie, daardie teken wat 'n mens maar gewoonlik langs die paaie ook sien, dat jy jou vuilgoed daar moet weggooi, 'n afbeelding van so 'n vuilgoedblik snippermandjie met 'n hand wat besig is om die kruis daar in te gooi. Hy het gehoor en hy weet van die verlossing van sondes deur Jesus Christus aan die kruis, maar hy verwerp die kruis. Hy gooi dit simbolies in die asblik. By nog so 'n betoging was 'n straatprediker besig om die evangelie van Jesus Christus aan die mense te verkondig, toe 'n vrou die Here gruwelik gevloek het en die prediker teen die kop geklap het en op hom gespoeg het. Broers en susters, laat dit 'n mens nie dink daar wat hulle met die Here Jesus gedoen het daardie nag toe hom gevange geneem het nie, toe hulle hom deur die gesig geklap het nie. Ek het hom nie gesien nie. Jammer broer en suster, kan jy my nou hoor? Nog nie. Hoop is nou, dis die unit. Kan jy my hoor as ek so hard praat? Hierdie straatprediker het daar gegaan waar die mense besig was om te betoog, en hy het aan hulle die evangelie van Jesus Christus verkondig, en die mense was baie ontstel daaroor gewees. Hulle het hom beledigings toegesnou, en daar het 'n vrou gekom en hom teen die kop geklap, en hulle het hom weggejaag. Laat my so dink aan daardie nag toe ons Here Jesus gevange geneem het. Hy wat gekom het om vir hulle die redding en die verlossing te bring, en hulle hom deur die gesig geslaan het, en op hom gespoeg het. Broers en susters, reg deur die Bybel kry jy die oproep van God om tot bekering te kom. Bekering beteken dat jy jou van jou sondige pad, weg van God af, moet omkeer, reg om moet draai, terug na God toe. En daardie oproep van die Bybel, daardie oproep van God, gaan uit na alle mense. Bekeer julle. Want soos die Bybel ons leer, is daar niemand wat regverdig is nie, almal het teen God gesondig. En God eis van ons, dat ons sal verander en tot bekering sal kom.
En dit bring ons by die leer van die mens se vrye wil. Kyk, die mens is toch so gesteld op sy vrye wil. Ek wil self besluit. En mense het sommer al van kleins af het al gesien, 'n klein babiekie of 'n klein kindjie, 'n kleutertjie. Hy wil dit doen soos wat hy dit wil doen. Maar nou is dit so dat die mens na die sondeval nie meer 'n vrye keuse kan uitoefen nie. Of dalk moet ek sê dat die sondige mens se keuseopsies beperk geraak het as gevolg van die sondeval. Uit homself kan die mens, die verlore mens, net een keuse maak. En daardie keuse is vir die sonde teen God. En nou is dit nodig dat ons weer van 'n verbond moet praat, daardie eerste verbond met Adam in die paradys. En ons noem dit die werksverbond, of die werkverbond. Die belofte van die werkverbond was die ewige lewe. Dit word die werkverbond genoem, omdat die mens deur sy werke die ewige lewe kon verkry. Adam as verteenwoordiger van die hele menslike geslag het daardie verbond verbreek. Toe hy die proefverbond oortree, die proefverbond natuurlik, dat hy nie van daardie vrug of van daardie boom in die middel van die tuin mag eet nie. En daarom het die weg om deur die gehoorsaamheid aan die werkverbond en die saligheid te verdien, verdwyn. Die mens het liggaamlik 'n sterwende wese geword en hy het geestelik gesterf. As jy geestelik dood is, kan jy nie weer lewe nie, geestelik lewe nie. En 'n dooie geestelike mens of 'n geestelik dooie mens kan nie vir God kies nie. Geen mens kan ook deur sy werke die saligheid kry nie. Die kerkvader Augustinus, ons gaan nou weer 'n bietjie oor hom praat, in sy studie van God se woord, het tot die slotsom gekom dat Adam en Eva wel vrye wil gehad het daar in die paradys, deurdat hulle kon kies om te sondig of om nie te sondig nie. Na die sondeval het daardie vrye wil verander daarin dat hulle net kon kies om te sondig. Beteken dus dat die sondeverlore mens nie God se genade kan aanneem nie. Jy kan nie daardie handjie oplig en uitsteek om God se genade aan te neem nie, want jy is geestelik dood. In 1 Korintiërs 2 vers 14 verduidelik die apostel Paulus hoekom nie. Hy sê, die nie geestelike mens aanvaar nie wat van die gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid en hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. In Johannes 3 vers 19 staan daar, en dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Met die verbreking van die werksverbond het God se straf, naamlik die dood, ingetree. En Adam se skuld as vader, stamvader, as familiehoof van die hele ganse menslike geslag, deur hom het daardie skuld ook op sy nakomelinge op ons neergekom en word dit ons ook toegereken. Die eis van die werkverbond het nie verval nie, want daar is geen geregtigheid sonder voldoening nie. Jy moet doen wat God van jou verwag, en dit is om tot bekering te kom en om hom te dien. Jy moet dit verdien, en ons kan dit nie verdien nie, want ons is in die sonde dood. Iemand moet dit verdien, en daardie iemand was die Here Jesus Christus aan die kruis. Daardie een wat adverteer met die plakkaat dat sy trots is om hel toe te gaan, het volgens haar vrye wil gebruik om teen God te besluit. Eintlik kom dit daarop neer dat sy nie in God glo nie, en beslis ook nie glo dat daar 'n hel is nie. Sy probeer eintlik maar 'n bespotting maak van ons geloof in God. Daar's 'n bekende spotprenttekenaar wat wie sy werke gereeld in Engelse koerante, daagliks in Engelse koerante verskyn. Ek wil nie sy naam noem nie.
wat ook die spot dryf met die Christelike geloof. En daar's nie 'n haan wat daarna kraai nie. Toe die kerke nou weer kon openbare eredienste hou, was die strekking van een van sy spotprente, dat ons nou weer, die gelowiges, nou weer die kans kry om met ons imaginary friend te kan praat. Ons denkbeeldige vriend, God, volgens hom. Ander woorde, God bestaan net in ons koppe. Hy glo natuurlik dat hy so 'n wonderlike, intelligente wese is, wat nie glo dat daar 'n opperwese kan wees wat ons God noem nie, want dit is volgens hom nie logies nie, dit is dwaasheid. En ons is natuurlik dom om te glo in God. En dit laat my so dink aan 1 Korintiërs 1 vers 27, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Ja, jy het nie meer, broer en suster, ek ook nie meer die vrye wil om vir God te kies nie. Vir die sonde, ja, dit wil ons te graag doen, maar vir God, nee, want jy is geestelik dood. Ek het nou gesê dat die mens geen vrye wil het om vir God te kies nie, maar hoe rym dit dan met al die oproepe in die Bybel dat die mens hom moet bekeer? Dan is daardie oproep van die Bybel van die Here dan onregverdig. Nee, ek verstaan dit so dat God die mens moet help om so 'n keuse te wil maak. Hy moet die mens se verstand en sy hart so verlig deur sy gees, dat die wedergeboorte, die gees wat die wedergeboorte skenk, sodat die mens die regte keuse kan maak. As dit God nie die mens gehelp het nie, hy nie in sy genade al meer gebuig het na die mens toe nie. As hy nie vir ons deur die soenverdienste van die Here Jesus Christus sy gees gegee het nie, dan sou almal van ons verlore gegaan het. Die groot Britse prediker Charles Spurgeon het gesê, God skenk nie die mens of die menslike vrye wil wanneer hy die mens red nie. Hulle word nie teen hulle wil bekeer nie, maar hulle wil self bekeer word. Die Here het 'n manier om die hart binne te gaan, nie met 'n koevoet nie, soos 'n dief nie, maar met 'n meestersleutel, wat hy saggies in die slot plaas, en die slot vlieg oop, die deur gaan oop, en hy kom in. Die Here klop wel, maar hy gaan nie maar van dooiemans deur al weg nie, want deur die wedergeboorte het hy dit wat dood was, opgewek. Ons bely met ons dorpse leerreëls dat die wedergeboorte die nuwe skepping is, die opwekking uit die dood en die lewendmaking wat God sonder ons in ons werk. Wanneer die Here so in ons begin werk, kan ons geestelik weer begin lewe. Maar nou is dit so dat nie alle mense deur God uitverkies en verordineer is om weer deur die werking van die Heilige Gees geestelik weer te begin lewe en tot bekering te kom nie. Die Here Jesus sê self, want baie is geroep, maar min uitverkies. Ja, mense gaan verlore. Is God dan onregverdig dat hy sommige red en ander nie? Nee, dit is volgens sy vrye wil besluit. Nee, hy laat hulle maar net in die sonde en die ellende waarin hulle self gewerp het. En dit pla hulle nie. Hulle dra plakate wat sê ek gaan hel toe en ek is trots daarop. In Genesis 12 vers 4 lees ons, toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het. Abraham het in gehoorsaamheid geantwoord op die stem en die roeping en die eise van die Here. En in hom het die Here die ganse menslike geslag geseën. Uit Abraham en Sara het die hele volk Israel tot stand gekom en uit Israel die verlosser en die zaligmaker Jesus Christus. In sy groot preek daarna die uitstorting van die Heilige Gees daar in Jerusalem het Petrus vir die Jode gesê, en julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het, nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën, deur elkeen van sy booshede te bekeer.
Maar nie net aan die Jode nie, aan ons ook, broer en suster. Galasiërs 3 vers 16 sê vir ons, nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad. Dit is Christus. Die Jode het so geroem dat hulle die kinders van die verbond en van Abraham is. Maar in Jesus Christus, die saad van Abraham, is sy kerk, die geestelike afstammelinge van Abraham. In Jesus Christus word ons erfgename van die belofte aan Abraham. Genade verbond wat God met Abraham gesluit het. En dit verg, dit eis van ons gehoorsaamheid aan God se wil. En groot dankbaarheid. Dis waaroor die prediking vanmôre handel, broer en suster. Dankbaarheid. Groot dankbaarheid. Hoe wonderlik is dit nie, dat ons hier kan sit, verbondskinders, deel van die genadige verbond, wat die Here gesluit het met Abraham, en kan weet, al daardie beloftes, is aan ons ook toegesê. Abraham het vasgehou aan God se beloftes, en hy het die onbekende ingetrek. Hy het nie gevra wat daar en hoe en waar nie. Hy het vertrou op die Here se beloftes en hy het getrek. Die onbekende in. En daarom moet ons ook met groot vertroue vreesloos die donker toekoms in, want ons vertrou op God. En nou kan ons sien en ons kan besef watter verskriklike lot God ons gered het. Ons kan ook net so maklik op die pad na die verderf heel selfvoldaan met 'n plakkaat die pad aangedurf het na die verderf. Plakkaat wat sê, ek doen wat ek wil. Wanneer ons hulle sien wat verlore gaan, kan ons met groot dankbaarheid uitroep, as dit nie vir die genade van God was nie, was dit ook my paadjie. Maar broer en suster, nou kan ons nie op daardie mense neersien nie. Ons kan nie sê, ja, kry maar vir julle nie. Julle verdien dit. Julle wil mos die Here aanneem nie. Julle moet maar lekker brand. Ekskuus vir daardie stelling, maar toe ek 'n student was daar 'n jong man wat saam met my gestudeer het, wat gesê het, as hulle nie wil draai nie, moet hulle braai. Nee broer, suster, dit mag nie ons houding wees nie. Ons het 'n roeping as verlosters teenoor die verlorenes. Want dit kon net so maklik ons gewees het. En ons wil nie toesien dat iemand hel toe gaan nie. Onthou dat God Abraham geroep het om tot 'n seun te wees. Ons het 'n heilige opdrag om die blye evangelie van Jesus Christus te bly verkondig aan hulle wat op die verkeerde weg is. Ja, dit beteken dat ek verneder sal word en afgejag sal word en beledig sal word. Dit beteken dat hulle my dalk in die gesig sal spoeg, dat hulle my sal klap dalk, dat hulle myself sal doodmaak. Maar broer en suster, op hierdie heilige oomblik wat ons nou hier praat, is daar nog heiliges, uitverkorenes van God, wat vir die evangelie van Jesus Christus doodgemaak word, omdat hulle nie skaam gaan wegkruip het nie, omdat hulle sê, ek glo in die Here Jesus Christus, bekeer julle. Ek wil eerder soos Jona wees. Ek wil dit nie doen nie. Ek wil liewerste 'n skip vat weg hier vandaan af, as om die evangelie van Jesus Christus aan hierdie klomp sondaars te gaan verkondig, dat hulle ook gered moet word, want ek is so dankbaar dat die Here my gered het. Ek wil dit selfsugtig van myself hou. Maar, dis mos sonde. Dis nie God se wil nie. Ek mag nie. Want dan is ek ongehoorsaam aan die Here, en Jesus se opdrag aan my, gaan dan heen en maak disippels van al die volke en die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Gees. Ek hoef nie, broer en suster, na 'n betoger toe te gaan, wat met 'n plakkaat daar loop nie. Dank die Vader, ons het nie van hulle hier op Koster nie, maar want God het my hier geplaas. Hulle wat op pad is na die verderf, is sommer hier onder ons, hier by ons.
Onder ons eie mense ook, ons ken hulle is kennisse, hulle is vriende, hulle is selfs familie. Dikwels nie so glopend met plakate nie. Dikwels het hulle selfs die skyn van godsaligheid. Maar jy sal agterkom dat hulle die kerk haat. Die kerk, die dominee of die kerkraad of die gemeente het so gemaak, ek gaan nie kerk toe nie, want suster so en so het so vir my gesê. En broer so en so het my nie gegroet nie. En die dominee het 'n houding waarvan ek nie hou nie. En broer so en so het my dan in die winkel gekonfronteer en vir my gesê, "Dom, jy moet kerk toe kom." En nou gaan ek nooit weer kerk toe nie. Ek gaan na 'n ander kerk soek waar hulle nie met my so sal praat nie. En hulle word kwaad vir die kerk. Maar as jy kwaad word vir die kerk, dan is jy eintlik kwaad vir die Here. Al sê jy, daar waar ek op my eie hoopie sit en die Here eie geregtig dien, dat ek lief is vir die Here. Nee, broer en suster. Dominee selfs sê baie keer vir die Here, ag Here, daar is geen salf van hulle te smeer. Hoeveel keer het ek nou al so mooi met daardie broer of daardie suster gepraat. Maar ek mors my tyd. Dit het geen uitwerking nie. Wat help dit, ek gaan na hom toe en ek verkondig die evangelie van Jesus Christus en hom en vermaan en ek sê broer, suster, jy moet kerk toe kom. Jy moet die Here dien. Jy moet die gemeente by die gemeente van die gemeenskap van die heiliges moet jy deel wees. As jy nie deur die Heilige Gees in jou harte bewerk nie, wat kan ek doen? En die antwoord is, doen jy net jou werk. Verkondig jy net die evangelie. Vermaan jy net. Jy hoef jy nie te bekommer oor daardie persoon se siel en of hy hel toe gaan of nie. Die Heilige Gees se werk. As God se wil is om daardie persoon tot bekering te bring, dan sal die Heilige Gees dit doen. As God se wil is in sy raadsplan ingeskryf nog voor die grondlegging van die wêreld. Persoon kan vir ons lei. Ons mag ook nie daardie oordeel vel nie. Hy is op pad hel toe, ek sien sommer. Nee. Dis nie vir ons om te besluit nie. Jy weet Abraham, en nou daar lees, God het hom eers geroep toe hy 75 jaar oud was. Tot daardie tyd was hy 'n afgodedienaar. Ons het nou gepraat van Augustinus, die kerkvader, wat geskryf het oor die vrye wil van die mens. Jy weet, hy was 'n losbol, 'n sondaar. Hy het hom vergryp aan wyn en vrouens en bobbel en wat ook al. En sy moeder Monica was 'n gelowige kind van die Here en sy het vir hom gebid, elke dag van haar lewe. Sy het nie moed opgegee en gesê, nee wat, daar is geen salf van Augustinus te smeer nie. Hy is nou maar op pad hel toe, aan hom kan ek nou verder niks doen nie. Sy het aanhou bid en bid en bid. En hy het tot bekering gekom en kyk, die rol wat hy in die kerk gespeel het, beroemde kerkvader, bekende kerkvader geword, wat ons baie van ons leerstukke vir ons geformuleer het in die woord van die Here. Broer en suster, ja, ons moet bid. Ons moet bid vir ons geliefdes, ons moet bid vir hulle ook, wat ons sien en wat ons dink, as die persoon nie tot bekering sal kom nie, gaan hy verlore. Ons hoef nie daardie persoon aan sy ore skreeuwend hemel toe te sleep nie. Ons moet tot ons werk doen, die evangelie van Jesus Christus verkondig en bid vir elkeen. Kom ons verseker mekaar vanoggend van die feit. God sluit 'n kragtige verbond. Kyk wat het hy deur Abraham vir ons gedoen. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, o Here, ons dank U, ons loof U heilige naam,
dat U met ons nietige mensies 'n verbond kom sluit het. Dat U vir ons deur U Seun Jesus Christus, Testament in sy bloed, die Nuwe Testament in sy bloed, vir ons die verlossing van sondes en die ellende gegee het en ons van die ewige lewe verseker. Dankie Here dat U deur U Heilige Gees daardie kennis, daardie vertroue, daardie hoop in ons harte lewendig maak. Hemelse Vader, gee vir ons die krag en die genade dat ons nooit sal roem daarop nie. Omdat ons niks gedoen het om ons saligheid te verdien nie, U het alles gedoen. As U nie U neergebuig het na ons toe nie, sou ons almal verlore gegaan het. En daarom, Here, kan ons nie maar heel selfvoldaan kyk na mense wat ons dink is op die verkeerde pad en sê, dankie Vader, ek is nie soos daai persoon nie, hy is op pad hel toe en nou ja, hy moet maar vir hom kry nie. Wat U wil hê, dat ons moet bid vir hulle, dat ons moet omgee vir ons naaste, dat ons sal die evangelie aan hulle verkondig, dat ons met elkeen 'n paadjie sal loop, Here. En dankie Here, ons loof U heilige naam, dat dit nie van ons afhang nie. Dat nie van ons afhang of hierdie mense gered word of nie. Ons moet net ons opdrag nakom. Geef ons die krag daarvoor en dankie Here, dat ons weet dat U nog steeds mense uitred. Dat daar mense is wat uitverkies is om tot bekering te kom. En dat U vir ons wil gebruik om aan hulle die woord te verkondig en aan hulle U liefde te vertoon en te wys. Wees ons genadig as gemeente, Here, sodat ons U opdrag sal uitvoer, dat ons U sal dien, Here, dat ons U sal loof en sal prys en groot maak met dankbaarheid vir die genade wat ons ontvang het. Ons bid vir ons volk, ons bid vir ons mense in hierdie moeilike tyd wat voorlê. Dis 'n donker toekoms, Here. Maar ons gaan dit tegemoet in die wete dat ons U kinders is en dat ons aan U behoort. En dat niks wat gebeur ons uit U hand sal ruk nie. Moed en bewaar en seën vir ons in hierdie week wat voorlê. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ons slotsang is Gesang 392. Daar gaan ons die eerste en die 4de verse sing. Ek is so dankbaar vir Isabel se begeleiding, want ek kan nou nie die wysie onthou nie. Ons het nou daar in die eerste vers gesing van die Antichrist. Het dan nie alreeds die Antichrist ons vir U heerlikheid verblind? En as dit die wil van God is, dan sal die predik in volgende Sondag handel juis oor die Antichrist. Wie is hy? Waar is hy? En wat doen hy? Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef
en aan jou vrede gee. Amen. Ek herinner u daaraan die mandjies, die sakkies wat daarvoor is, wat gemerk is vir die dankoffers. Enkele afkondigings op hierdie 21ste Junie 2020. Die deurkollekte vanmôre, natuurlik daar die sakkie is vir diens van barmhartigheid. En dan dink ons ook aan Suster Sari Harmse met wat darmontsteking het, bid dat sy spoedig gesond sal wees, beter sal wees. En dan die verjaarsdag, hierdie week wat voorlê, is nogal 'n vrugbare week. Ons dink vanmôre aan David Pietou, met sy verjaarsdag. David, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here vir jou seën hierdie dag en die volgende lewensjaar wat voorlê. En dankie ook vir die groot rol wat jy hier in die gemeente speel. Die 22ste is Leanka Williams. En dan sien ek nie vir oom Willie vanmôre hier nie. Oom Willie Jones Senior, hy verjaar die 23ste. Net vir hom oordra ook dat ons aan hom dink op sy verjaarsdag. Ons hoop dat dit met hom goed gaan. Dat is dalk ook 'n bietjie koud vir hulle. Oom Willie Jones, die 23ste, vra dat jy vir hom ook sal skakel en vir hom sal geluk sê met sy verjaarsdag. En dan voorbidding vir almal wat siek is. Ons het nou gemeld van Sari, ek weet nie van wie nog nie. Ek dink aan al ons gemeentelede, almal wat ons ook weet wat siek is in hierdie tyd en vra dat die Here vir hulle spoedig beterskap sal gee. Broers en susters, dit dan die afkondigings vanoggend. Ek wens vir u 'n wonderlike Sondag verder toe. Genade en vrede vir u. En ek sien uit daarna die tyd wanneer ons weer sal kom, wanneer ons oop is en dat ons saam ook weer 'n koppie koffie of tee kan geniet en lekker saam kan gesels. Wees veilig.